Welkom terug julle, dankie dat julle almal gejoin het. So lekker om twee nuwe sielietjies hier te hê. Welkom Annika en Tristan. Goed julle, kom ons maak ons oogies toe. Dankie Here vir nog 'n week. Dit voel of dit gister was wat ons hier bymekaar gekom het. Dit wys net hoe vinnig loop die tyd. Here, maak dat ons elke dag laat tel. Laat ons weet, elke dag is nog 'n geleentheid om siele vir U te wen. Want U kan môre kom, U kan vandag kom. Maar ook, al kom U eers oor 2000 jaar, kan een van ons vandag of môre ons oë toemaak hier op die aarde en in die hemel opgaan, en dan moes ons klaar gekies het. Is ons 'n skaap of 'n bok? Ag Here, dankie dat U vir ons die keuse gee en ons nie forceer nie, sodat U kan weet, as ons U kies, doen ons dit met al die oorgawe en omdat ons huiswerk mooi gedoen het. Dankie vir al die liefde en die genade. Amen. Goed, so julle hoor nou 'n bietjie van skapies en bokkies. Ons gaan weer van hulle lees vandag. Julle weet nou daar's baie Bybelvertalings, né? En baie mense voel so sterk oor hulle vertaling, dat hulle partykeer sommer 'n nuwe kerk stig. Hulle sê, as jy nie hierdie Bybel lees nie, dan is jy nie deel van ons kerk. Wat vir my baie vreemd is, want meeste mense wat dit doen, lees in elk geval die Bybel nie in die taal wat hy oorspronklik geskryf is. Baie min van ons kan vandag Grieks of Hebreëus lees, né? So, as jy dan nou glo jou 53 of 83, 2020 vertaling, is die enigste ware een. Hoekom sal hy waar wees as hy nie in die oorspronklike taal is, né? So julle is almal slim genoeg. As iemand vir jou so 'n statement maak om te sê, jy lees die verkeerde Bybel, sê jy, as ek die regte weergawe wil hê, dan maak ek al die Bybels wat ek het oop. En ek maak Google oop, wat Grieks en Hebreëus kan translate, né? So as jy 'n stukkie nie verstaan nie, het jy vandag geen verskoning om te sê, nee, ek kan nie Grieks lees nie, so ek kan nie weet wat daar oorspronklik gestaan het. Nee, jy tik die ding in Google of in chat en jy sê, sit vir my hierdie versie in die oorspronklike Grieks waarin hy geskryf was en verduidelik hom vir my. Dan kan jy sien. So niemand kan jou vandag om die bos lei nie. Verstaan ons mekaar? As iemand 'n stuk in die Bybel vir jou uitlê, en jy weet nie of dit die waarheid is nie, en jy vra vir hom, waar het jy dit gehoor? En hy sê vir jou, die Here het dit vir hom in 'n visioen gegee, dan gaan kry jy vir jou 'n nuwe Bybel, meneer of juffrou. OK? Want, hier's niks geheime in ons Bybel. God het alles oopgemaak. Party goed is moeilik om te verstaan, maar daar's genoeg tools op hierdie aarde dat jy self kan gaan ondersoek. Annika, jy hoef nie jou ma se woord daar voor te vat. Tristan, jy hoef nie jou oupa of jou ouma grootjie se woord daarvoor te vat. As jy die Bybel in jou hand het, gaan God van jou rekenskap neem, te sê, het jy verstaan wat jy gelees? Jy kan nie sê, ek doen nie dit nie, want my ouma het so gesê. Jy is nou groot genoeg om te sê, wat sê die Bybel daaroor, en wat besluit ek self daaroor? Want God gaan vir jou rekenskap gee. Jy kan nie as jy enige oogies toe maak vir liewe Jesus sê, ja, maar my ouma het dit gedoen nie. Dis eintlik wat 'n mens probeer doen as jy in die kerk belydenis van geloof aflê. So as jy klein is, leer jou mamma en die kerk jou van Jesus, maar ergens staan jy op en sê, okay, ek vat nou verantwoordelikheid vir myself. Party kinders doen dit al op 12. 'n Kind kan op 12 kom en sê, hoorie, ek voel nou, ek is reg. Ek is gereed. Daar's baie kindertjies wat kerk toe kom, wat sy ouers nie gelowig is. Wat kom en sê, ek is 10 jaar oud, ek ken die Here, ek wil gedoop word. Jy kan hom nie keer nie, want dis sy pad saam met die Here. Verstaan julle dit? Partykeer dink mense oor tradisies, jy moet sekere paaie om sekere ouderdomme.
Daar's kindertjies wat op 3 jaar baie meer gelowig is as mense op 80. Né? Hoekom? Hoe kan ons dit regkry vir ons, dat 'n jonger mens meer gelowig is as 'n ouer mens? Hoe kan dit gebeur? Of is dit enigstens moontlik, dat 'n jonger persoon meer 'n pad saam met die Here stap, as 'n ouer persoon? Dink jy dis moontlik? Ja, Gees. Heilige Gees. Selfe Gees is in almal. Dieselfde Gees wat vir Jesus uit die dood uit opgewek het. Daarvan wie se lig die ander se af as hoe kan dit sê? Ja, maar die Heilige Gees is nie 3 jaar oud. Hy is nie 50 jaar oud. Die Heilige Gees is een Gees met dieselfde insig. So, ek sê dit vir julle want dit het in ons huis gebeur. Ek en Henk het gestry oor 'n ding en Marco wat 12 is het so duidelik vir ons 'n antwoord gegee wat die Heilige Gees vir hom gegee het, dat ek en Henk albei in trane uitgebars. Om te dink, hoe stupid kan ons wees, dat ons dit nie raak sien nie, maar hierdie kind het dit gesnap. Né? So julle sal sien, as julle 'n bietjie in die Bybels begin grou, Timoteus was 'n jong laaitie. En op 'n stadium, ek dink is Paulus, was vir Timoteus sê, moenie laat enigiemand ooit vir jou sê jy is 3. Okay? Want dieselfde Heilige Gees is in ons almal. Okay. Goed. So, ons het nou laas week, Annika, julle moet nou nie skrik nie. Ons kry nie gewoonlik 5 bladsye nie. So hierdie is 2 lesse gewees. Ek dink Chantal het dit ook gemis laas week. So ons het laas week bladsy 1 en bladsy 2 het ons gedoen. So julle kan hom op die YouTube channel gaan kyk. Dit is oor die Isebel gees, in Engels die Jezebel gees. Né? Jy hoor as iemand sê jy's 'n regte Jezebel. Beteken jy's 'n verleidster. Kyk, jy mag nie dit vir iemand sê. Kyk. En iemand mag dit ook nie vir jou sê. Goed. So ons gaan, al wat ek laasweek vergeet het om vir julle te sê, sien julle daar bo staan Handelinge 16 vers 14. Blaai gou na Handelinge toe. Julle het mos klaar julle merkies daar ingesit. Soos, wie kan vir my die eerste paar boeke van die Nuwe Testament sê? Julle kan maar kroeken in julle kan drukke kyk. Sê gou vir my, wat is eerste? Matteus, Markus, dan Johannes, Handelinge. Okay? So direk na die 4 evangelies kry ons Handelinge. So, ons het vir Matteus, wat 'n disipel was, Markus, wat 'n klein seentjie was toe Jesus daar was, hy is die ouetjie wat kaal weggehardloop het toe Jesus gevang is, Lukas, wat 'n dokter was, dan het ons vir Johannes, wat julle nou al ken, dis nie Johannes die doper, okay. En dan Handelinge, onthou julle toe ons daai kronologiese tydlyn gedoen het. Johannes is net hier ingevoeg, omdat hulle die 4 evangelies bymekaar wou sit. Maar eintlik, as jy Johannes uithaal, loop Lukas oor in Handelinge. Lukas het ook Handelinge geskryf, die dokter. Okay, dis een skrywer. So hy het nou oor ons gegaan en gaan opskryf wat het gebeur. Ons sal dit weer vir julle vertel. Maar nou kyk wat het gebeur by Handelinge 16. Lukas vertel vir ons hier wat het gebeur. Kyk by vers 11, wat is die opskrifie daar? Lydia se bekering. Goed, kom ons lees gou daar. Ons, dis nou Paulus hulle op hulle tweede sendingreis. Paulus het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na daai vreemde plek toe, wat Samotrake, en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan is hulle na Filippi toe. Onthou julle die boek in die Bybel wat se naam Filippense is? Dit is geskryf vir Filippi. Filippi is 'n dorp. Okay? 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie.
In hierdie stad het ons 'n paar daggies gebly. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort. Hoekom sou hulle op die Sabbat na die rivier toe gegaan het en nie na die sinagoge toe nie? Onthou, die Jode het op die Sabbatdag sinagoge toe gegaan. Maar toe die klomp nou besluit hulle is Jesus volgers, toe is hulle nie meer welkom in die sinagoge. Hulle mag nie meer gaan nie. Okay? So hulle het geweet die vrouens is ook nie welkom daar. Net mans en seentjies mag sin toe gaan. So waar die vrouens gesit en skinder? Daar by die rivier waar hulle gesit en hulle klere was het. Kyk. So op die Sabbat is ons na die rivier toe buite kan die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplekkie wees. So die vrouens het daar kerk gehou of Bybelstudie. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Thyatira. Sien julle hoekom ek het op daai bladsy geskryf? Lydia was afkomstig van hierdie plekkie waar ons nou gaan lees in Openbaar. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toegedoop. Daarna het sy hulle uitgenooi om by hulle te kom bly. Okay. So kyk gou onder in jou Bybel in praktyk. Sien julle op die vorige bladsy hier onder is daar vers 16 of hoofstuk 16 vers 13 tot 14. Nou heel onder staan daar Lydia, 'n invloedryke handelaar, het hom geglo. So sy het Paulus geglo, né? Dit het die deur vir die bediening in hierdie streek oopgemaak. So was 'n vrou die eerste mens in Europa om die evangelie wat Paulus verkondig het te aanvaar. Sien julle hoe belangrik was Lydia? Waar is Europa? Wie van julle kan vir my sê wat is Europa? Ja, is daar aan die ander kant die see, né? So, waar kom al julle ouma grootjies en oupa grootjies vandaan? Van Europa af. Dis hoekom sy vir ons so belangrik is. Sy is die eerste enetjie in Europa wat die evangelie begin vertel het. 'n Vrou wat gebid het, 'n vrou wat gereël het dat haar gesin gedoof is. Sien julle vrouens, hoekom het ek net gesê, begin oefen by die huis om te bid. Begin om mense van Jesus te vertel. Hulle is nie net dominees en mans wat hierdie job doen nie. Die Here het vrouens gebruik. Né? Goed. So daar het ek vir julle geskryf, Handelinge Lydia, eerste Europese bekeerling, die purperwol verkoopster. Onthou julle het gesê, gelees 'n invloedryke handelaar. So oral waar sy getravel het en haar wol verkoop het sy vir mense van Jesus vertel. Cool, nee. Ek is seker die Here het haar wol besigheid geseën, dat baie mense wol koop, sodat sy baie stories kan vertel. Goed. So kom ons gaan terug na Openbaring 2 toe, waar ons eintlik besig is. Ek gaan sommer net so vinnig vir die nuwelinge net gaan opvang waar ons besig is. Ek weet nie of julle al bietjie op die YouTube channel geluister het, maar as julle bietjie verlore voel, probeer dit te gaan inhaal, want ons het by Openbaring 1 begin, ons is nou eers by Openbaring 2, so julle is regtig nie ver agter. Maar dan gaan die storie begin sin maak. So wat hier gebeur het, Johannes, wat Jesus se gunsteling neefie was, of nie eintlik neefie, dis eintlik sy chommy, maar hulle was ook verlangs neefies. Hy is in die hemel opgeneem terwyl hy nog gelewe het. Toe sê nou maar 'n visioen, okay? Toe sê Jesus vir hom, gaan skrywe vir die 7 gemeentes hierdie op. Goed, so ons werk nou deur die 7 gemeentes, een van hulle is die gemeente van Thyatira. Dis wat daar bo staan, op bladsy 1997. Sien julle daar bo staan, die boodskap aan
Thyatira, 1:9-7. Dis Openbaring 2 vers 18. You got it? Goed. So elke keer in 'n brief sê hy eers vir hulle wat hulle verkeerd doen, dis wat ons laasweek gedoen het. Dan sê hy vir hulle wat hulle reg doen. Goed. Nou julle gaan nou sien as ons hierdie stuk lees, dit lees moeilik. Hier's goedjies in wat nie lekker lees in Afrikaans. Okay? Onthou julle, ek het julle net nou gesê van vertalings. So hierdie bladsy wat ek nou vir julle uitgedeel het. Chanel, ek gaan hom hierdie ene afneem en vir jou stuur. Daar's 'n Bybel met die naam Die Boodskap. Okay? Dis so dik ene, hy lyk soos 'n gewone storieboek. Hy het ook net, as ek reg onthou, net die Nuwe Testament. So hy lees soos 'n storieboek, sonder hoofstukke, sonder dat hy so opgebreek word met opskrifies, sonder verse. So kom ons lees gou hierdie selfde stuk hierin, hoor hoe lekker lees hy, en dan sal ons hom in ons Bybel gaan lees. Okay. Goed, so daar staan, skryf die volgende aan die leier van die gemeente in Thyatira. Dit is 'n boodskap van die Seun van God. Sy gloeiende oë kyk niks mis nie. Sy voete is van pragtige brons. Ek weet presies wat julle doen. Noem maar op. Julle het mekaar lief, julle geloof is sterk, julle help mense wat julle hulp nodig het. Julle gee nie sommer moed op nie. En wat hierdie dinge betref, gaan dit elke dag net beter met julle. Maar daar is iets waarvan ek nie hou nie, en waaroor ek julle kwaadlik neem. Julle laat daardie vrou Isebel toe om te doen wat sy wil. Sy noem haarself mos iemand wat God se boodskap verkondig. Al wat sy doen is om mense wat my dien te mislei om verkeerde dinge aan te vang. Sy leer hulle om afgode te dien. Daar neem hulle aan onsedelike feeste deel en hulle sit sommer saam met afgode aan die tafel ook. Ek het haar oor genoeg kans gegee om die verkeerde pad af om te draai, maar sy wou nie. Sy vaar maar voort in haar onsedelikheid. Kyk nou mooi, ek gaan haar met 'n siekbed straf, en almal wat saam met haar so onsedelik geleef het, sal bitter swaar kry. Daarvoor sal ek sorg. Dit is hulle voorland, behalwe as hulle heeltemal 'n omkeer in hulle lewe maak, en my weer voluit begin dien. Ek sal elkeen uitwis wat haar slegte voorbeeld volg. Elke kerklidmaat sal dan besef dat mense my nie om die bos kan lei nie. Nee, niemand kan iets vir my wegsteek nie. Ek weet wat elkeen dink en wat diep binne in hom aangaan. Onthou dit maar, elke gelowige sal van my kry wat hy volgens sy optrede verdien. Daar is ook nog 'n klomp ander gelowiges in Thyatira. Hulle stuur hulle nie aan die verkeerde dinge wat Isebel se mense kwytraak. Om die waarheid te sê, hulle het nie eens moeite gedoen om agter te kom wat die sogenaamde diep kennis is waaroor hierdie mense so te kere gaan nie. Dit kom buitendien van die Satan af. Vir hulle wil ek net nie met ekstra versoeke swaarder maak as wat dit reeds is nie. Al wat ek vra is, staan net vas by die evangelie, soos julle dit geleer ken het, tot ek weer kom. Hy wat hom deur niks laat stuit nie, en tot heel aan die einde doen wat ek wil hê, sal nie spyt kry nie. Ek sal sulke mense mag gee, om oor die lot van al die mense op die aarde te besluit. Die Vader het presies daardie mag vir my gegee. Julle sal oor die mense heers, met mense wat dit nie wil aanvaar nie. Sal dit gaan soos met 'n porseleinpot wat met 'n yster stikkend geslaan word. Maar, vir elkeen wat volhou om my te dien, sal ek 'n nuwe en wonderlike toekoms gee.
Maak oop julle ore, hoor wat die Heilige Gees vir julle as Christene wil sê. Klink bietjie meer Afrikaans, né? Sjoe, dis warm hier, het voel of ek in die slaap vannacht. Ok, so Gustav, vanaand as jy gaap, gaan ek nie kwalijk nie. Goed, so daar's 2 goedjies wat ek julle moet bietjie 'n merkie bymaak. Die eerste een is daar wat sê, onthou dit maar. Dis so amper in die middel van julle papier. Staan daar, onthou dit maar. Elke gelowige sal van my kry wat hy volgens sy optrede verdien. Goed. Hoe klink daai versie vir jou? Verstaan jy hom? Wonderlik. Okay. Chantal sê dit klink wonderlik. Stefanie? Ek sien nie heeltemal saam nie. Okay, dis reg, ons mag mos nou hier vir almal sê wat hier aangaan, okay? Onthou wat vooraf gaan, staan daar, elke kerklidmaat sal dan besef dat mense niks vir my kan wegsteek nie, né? Ek weet wat elkeen dink en wat binne in hom aangaan. Onthou dit maar, elke gelowige sal van my kry wat hy volgens sy optrede verdien. Dis Jesus wat hy praat, né? Hy praat nie met ongelowiges. Hy praat met ons, kerklidmate, gelowiges. So jy gaan kry wat jy volgens jou optrede verdien. En nie een van julle 2 se antwoorde is verkeerd. Julle is albei reg. Okay? Hoekom sê ons Chantal is reg? Omdat ek die binary was, wat erg was die laaste week. En dan gaan het en draai. God is good all the time. God is good all the time, okay? En omdat ek nou vir Chantal ken, kan ek vir julle sê, sy sal nie 'n vlieg te nakom. Sy sal opgetrap word en sy sal nie terug met klippe gooi. So dis hoekom ek sê, as sy voel, sy gaan by die Here kry, hoe sy leef, dan gaan dit vir haar wonderlik wees. Né? Maar, ek ken haar nou net so bietjie. Hier sê liewe Jesus, ek mag dalk dink sy is flippin oulik, maar hy weet wat sy daar agter het toe deurdoen. Verstaan jy so 'n bietjie? Dis hoekom Stefanie sê, hierdie is 'n gevaarlike situasie. Want soos my man altyd sê, as ek vir hom net so kyk en sê, jy weet jou hart is bekeer, maar jou gesig nie. Né? Ek hoef nie vir hom te sê wat ek dink nie, maar ek kan dit op my gesig sien. So, die Here sê, maak nie saak as jy nou 'n kerklidmaat is en jy sit voor in die kerk en jy sing nie. Hy weet wat jy maandag tot Saterdag aanvang. Né? Jy kan dit ook vir ander mense wegsteek, maar hy weet. En dit gaan nie oor of jy gered is of nie. Ons gaan nou lekker vanaand hier oor gesels. Die grootste ding wat Jesus en Paulus teen die Fariseërs gehad, hulle het gedink met hulle dade, die goedjies wat hulle in hulle lewe doen, koop hulle geredheid. Okay? Maar ons sê, as jy gered is, moet jy streef daarna om goeie dade te doen. Hoekom? Wat was Jesus se opdrag aan ons toe opgevaar het? Gaan en maak my disippels. En wat Paulus gesê het, Paulus het 'n sterkie daar aangesit. Hy het gesê, gaan en maak disippels, en as julle rarig moet, kan julle woorde gebruik. So as jy nie woorde hoef te gebruik nie, waarna gaan mense kyk? Jou voorbeeld, jou dade, né? Goed. En waar sien die meeste mense jou slegste dade?
in jou huis. So hierdie week het 'n ou op RSG weer 'n ding gesê wat my geskok het tot in my tone, maar ek wil vir julle sê, ons was by 'n synode sitting en ek het dit beleef. Dat hoe baie dominees en pastore se kinders glo nie. Né? En ek het niks teen dominees en pastore. Ek sê dis hulle skuld. Ek sê net, as mense dominee of 'n pastoor op so 'n hoë pedestal sit, wat net eintlik 'n mens is wat foute maak, en jy gaan meet jou geloof aan dit wat hy doen as hy nie op die preekstoel is, dan gaan ons almal nie gelowig wees, né? Want as my kinders moet doen wat ek doen en nie wat ek sê, gaan hulle klaar in die moeilikheid wees, né? Want ek is ook net 'n mens. Ons is almal mense vol foute. So, dis hoekom hierso staan. Hierdie is 'n brief aan die gemeente. Hoeveel mense het julle al gehoor het gesê, hy is nie meer gelowig nie, want mense van die kerk het hom seer. Né? Ek gaan nie meer kerk nie, want een nou het my voorstel afgeskiet. So ek gaan nie meer by die kermis koek bak nie, en nou gaan ek ook sommer nie meer kerk. Né? So ons dade kan ander mense hulle geloof kos. Wat eintlik unfair is, want ons almal is vol foute. Nee. So as ons nou oor dade praat, gaan dit oor dit. Dit gaan nie oor jou daad wat jou red. Dit gaan oor jou daad wat jou getuienis is aan die wêreld daarbuiten. OK. So kom ons kyk gou. Die eerste ding op bladsy 3. Onthou ons nou by die goeie deel wat Jesus gesê het, as jy aanhou glo, dan is jy 'n oorwinnaar. Met ander woorde, jou geloof maak dat jy gered is. OK? Nie jou dade. Wat gaan gebeur met die oorwinnaars? Hulle gaan saam met Jesus heers. Goed, so dis 'n stukkie, we gaan lees bietjie Psalm 2. Jesus het gesê, sy weer aarde te kom, gaan die mense wat voluit aangehou het glo, gaan nie almal in 'n koor staan en sing nie. My pa is tog so bang om hemel te gaan, want hy hou nie van sing nie, hy hou nie van koor nie, en oral waar hy goed sien, is die mense in die hemel besig om te sing. Nee, God kom terug aarde toe. Jesus kom weer vir ons die tuin van Eden oopmaak. Wat was daar? Daar was diere, daar was plante, daar was goed. Solank die slang het wagbly. Maar die slang gaan goed wees. Dis nie die arme slang se skuld dat die duiwel in die slang geklim het. Gaan kyk maar na die tweeetjies hier onder by twee kuilen. Hulle is baie oulik. So, ons gaan goed doen wat vir ons lekker is. Okay? Ons gaan nie almal sing nie. Maar 'n deel wat ons gaan doen, ons gaan nog daarby kom later in Openbaring. Daai deel wat Jesus kom en oordeel, gaan ons deel van wees. Nee? So sorg dat jy in die deel is wat oordeel, om die skape en die bokke van mekaar te skei, en nie een wat daar aan die bokke se kant land. OK, goed. So kom ons kyk gou-gou, Openbaring 22 vers 16. Jesus self is die môrester, né? Kom ons sê gou-gou, wanneer sien jy die môrester? In die oggend, né? Is hy altyd daar? Is hy net party daar? Altyd daar. Partykeer is daar wolke voor hom, maar hy is altyd daar. So dit wat Jesus wil sê is, dat hy 'n belofte het, dat hy 'n intieme teenwoordigheid by ons wil hê. Dis wat hy bedoel as hy sê, hy is die môrester. Hy gaan altyd by ons wees. En ons hou, wat het ons van die duiwel gesê? Hy is 'n ou copycat, né? Dis hoekom ek vir julle gesê het, maak geoop by Jesaja. Gaan na Jesaja 14 vers 12. Dit is op bladsy 1:6. Weet hom daar. 9:5. Ag, skus. 9:8:5, sorry. 9:8:5. Onthou julle, ek het vir julle vertel toe ons hierdie gelees het.
toe die duiwel nog goed was, dat hy die slimste engel was en die mooiste engel was, né? En toe raak hy windgat. OK, Tristan, hy het baie windgat geraak. Kyk daar by vers 9. 14 vers 9. Die doderyk daaronder kom in beroering omdat jy soontoe kom. OK? Die duiwel kom nou na die doderyk. Hoekom? Kyk vers 11. Jy het met jou hoogmoed, met die klank van jou hartmusiek en al in die doderyk beland. OK? Jy lê tussen die maaiers. Wat is 'n maaier? Vra vir die veearts. Ja, wat's 'n maaier? Of 'n brommerlarwe. 'n Ding wat daar is by die dooie en die stinkgoed, né? Kruis. Jy lê tussen die maaiers, jy is oortrek van die wurms. Jy wat die helder môrester was, het uit jou hemel geval. Jy wat 'n oorwinnaar van nasies was, het in die grond in verpletter. En dit jy wat gedink het, ek klim op hemel toe, ek gaan my troon neersit bokant die hoogste sterre. Ek gaan my plek inneem op die berg, waar die gode mekaar ontmoet, ver in die noorde. Ek klim op tot bokant die wolke. Ek word soos die allerhoogste self. Sien julle wat die duiwel besluit? Hy gaan God word. Hy gaan die allerhoogste word. Dis hoekom God hom uit die hemel uitgeskop het. So kyk daaronder, 14 vers 4 tot 23 staan, die spotlied wat die ondergang van die verdrukker aankondig. Kyk, so in die Ou Testament lees ons baie keer van hierdie ou duiwel wat gedink het hy's beter as God. So, hy was soos die môrester, hy was 'n oulike ou, maar toe word hy te windie. So hy is nou nie meer die môrester, maar Jesus gaan die môrester wees. Hoekom gaan hy die môrester wees? Julle was nou nie buite ons gesê het. As die nuwe hemel aarde te kom, is daar nie meer nodig vir 'n son en 'n maan en sterre nie. Want Jesus self gee die lig. So hy is die môrester. OK? Nou wil ek vir julle iets bylees. So gaan terug na Openbaring toe waar ons besig is. Sien julle by vers 28. Die tweede laaste woord van vers 28. Wat is dit? Môrester met 'n klein lettertjie, né? Kom ons lees vir daai stukkie. Van vers 28 af. Dieselfde mag en gesag het ek, dis nou Jesus, ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môrester gee. In ander woorde, Jesus gaan by ons wees en ons gaan saam met hom skyn. Ons is ook deel van die môresterre, van die ligdraers. OK. Onthou bietjie, as jy dink aan Lucifer, weet julle wat beteken die woord Lucifer? Duiwel. Nee, dis 'n sinoniem vir die duiwel, maar wat beteken die woord Lucifer? Wie het hulle chat by hulle? Ligdraer. Ligdraer. OK? Dit was waarvoor hy geskape was. Hy moes die lig gedra het. Toe word hy windgat. Nou teken ons hom met 'n mooi wit lig. Nee, pikswart. So sien julle, daar's daai lig en donker, good and evil, wat ons in al die kinderstories kry, né? Jy kies of vir die lig, die môrester, die ligdraer, of vir die donker. OK? Goed, so dis hoekom as 'n mens dink aan sataniste, wat se kleurklere het hulle aan? Swart. Dis hoekom ek, maar dis nou my persoonlike opinie, wil iets oorkom as mense na gelowiges se begrafnis toe swart dra. Ek wil iets oorkom, skep tog. Wel, ek het ons is toch te groot gemaak, die dra swart skraters. Tradisie, né? Hou ons van tradisie?
Nee, want hoekom? Tradisie het ons lui gemaak om te dink. As jou mamma of pappa of een van jou dogtertjies voor jou doodgaan en hulle is kinders van die Here, gaan jy so tree dat jy nooit weer kan lewe nie. Hoekom nie? Want jy het hoop om hulle weer eendag in die hemel te sien. So eintlik het hulle jou voorgespring, né? Hulle het shortcut in lyn, hulle het ingesny in die lyn om eerste op die lekker plek te wees. So, ons is veronderstel om anders te dink oor 'n gelowige se dood as oor 'n ongelowige se dood. Dit is veronderstel om 'n lewensviering te wees, 'n oorgang na Jesus toe. Sou ons dan wou swart klere aantrek? Nee. Ons is sad want ons bly agter, maar die ou wat weg is, jubel en juig nie. So dis jou grootste werkie op die aarde, om te sorg dat jy en jou geliefdes mekaar in die hemel weer kry. Né? So, ek dink as Anton Goosen wat al liedjie sing van hou 'n party by my begrafnis, hou 'n groot partytjie, nooi die bure, né? Braai, want ek se kind van die Here. Kan ook goed iets sê. Ons sê nou maar, ons is nou, jy weet, ons is myself den kerk en jy moet jy kerk op die hemel. Soos, as iemand nou met dit haak uit, dit gaan baie werkelijk, dat ek nog heel aan te bied sy, omdat dit zwaar kan is. Ek was ook my sien allemaal net op voorbeeld vat, en elke dag grap is so, daar maar was ek allemaal op het maak, Hoekom? Tradities, dis sê, dis maar. Ek skop teen tradisie. My man weet, as hulle vir my 'n begrafnis wil hou, Dan kom jy dan 'n keer op. hulle sal. Draai dit, As wel saam waar is en is dit nou maar iemand anders op begrafnis of wat doen. draai. Gaan na 'n begrafnis en kyk hoe min mense dra swart. Gaan kyk. As jy na my begrafnis toe kom en jy dra swart, gaan ek by jou spook. Jy weet nie altyd gaan. Want dis 'n lewensviering. Trek ligte klere aan, trek wit klere aan, trek blomme aan, sing jubelliedere, sing Kersfeesliedere. Ons het deur tradisie om dood te gaan 'n sad en somber ding gemaak. In die ou tyd was dit 'n geëerde ding. Jy het in jou bed gelê, daar was nie ding soos 'n morg nie. Jy is gebalsem, almal kom vir jou kom kuier. Hulle het kom eet, jy was nog in die kamer, want jy het nie gestink nie. Dit was 'n eerbare ding. Dis 'n mooi ding. Nee? Ons het dit 'n bangmaak ding gemaak. En man denkt es op anders lachen, vooral als wenn Cinnamon ongelukkig is of zoiets, dan is iets anders. Het is niet zoals in die oude waar je nog gelijk sien wat de mensen net zo gewoon. Onthou net, daar is net 'n lyfie wat daar lê, né? Die siel is by die Here. Nee, maar ik zeg maar net, dat is maar bad om dat te zien. Kijk, altijd als het ook natuurlijk bad is. Ja. Ja, ek praat eintlik oor die gevoel wat ons het as iemand doodgaan. Daar sal mense kom en sê, "O, liewe Jesus het sy favourite blommetjie gepluk." En sulke goedjies. Dis nie die Here wat ons doodmaak. Dis sonde. Sonde het gekom en kom steel. Die duiwel het kom steel. Nee? Maar hy steel nie die persoon. Hy maak dit hartseer vir die mense wat agterbly. Maar as daai persoon gered is, die dood vang nie vir God omkan. Hoor mooi wat ek sê. Jesus staan met oop arms en wag as jy jou laaste asem uitblaas. Hy laat dit wel toe, want sonde is nog hier op die aarde tot Jesus weer kom. Ons gaan swaar kry, het ons gewaarsku. Lazarus het dood gegaan, Jesus het gehuil daaroor, want hy het gesien hoe swaar kry die mense wat agterbly. Lazarus was fyn. Ek sou kwaad gewees het as ek Lazarus was en ek moes weer terugkom. Alles ek so gestink het net nadat ek teruggekom het. Maar dit was vir Jesus om 'n wonderwerk te doen, want dit is een van die goed wat die mense laat glo het. Onthou net, die dood vang nie se God onkant. Ik is het zo uit de paard koop, man.
Dis okay. Ek altyd gedink, ek sê altyd maar my ma skryf ook. Ek sal dit ek glo as dit tyd is, dit tyd. Man sê man, nee, dit is nie so nie, dit is iets kan gebeur of whatever. Of sê nou maar byvoorbeeld, ek wil gaan sê op het fiets, dan gaan my ma altyd toe, ja, maar ons raai, dit nie. Sy vir 8 dae daar soveel surfers en girls en al, was op en uit shock het ek geweest. Ek gaan nie, dit is nou anders. Lewe voluit. Jy is reg. Jy is reg. Want as jy bang is vir alles, gaan jy niks doen. Exactly, ja. Maar moenie onverskillig wees. Moenie soos die duiwel vir Jesus sê, toe spring jy af, ek wil kyk of jy gaan lewe. Wat het Jesus vir hom gesê? God het gesê, jy mag hom nie toets. Né? So jy kan nou nie daar gaan staan en sê, daar's hy, kom ek swem gou na die haai toe en kyk of hy my gaan byt. Maar as jy rustig surf, hoor die haai jou ook uit te los. Ja, nog gereelingsin. Ja, die kyk hier ons aan ouens na my myne. Ja, die is die Marines wat like. Okay, so sien julle daar ek het gesê, die môrester vergelyking, Jesus teenoor Lucifer. Jesus is die ware môrester wat altyd sal skyn. Lucifer het gedink hy gaan die grootste skyn en nou is hy donker, né? Die ware môrester is 'n simbool van hoop, waarheid, oorwinning, lig en die begin van 'n nuwe dag. Waar Lucifer se môrester was 'n sarkastiese verwysing na hoogmoed, roem en mag. Jy dink jy is helder en verhewe, maar jy sal val. OK? Goed. Nou gaan ons oor na die ding wat ons eerste van gepraat het, geloof sonder werk. Julle mens kan lekker klei trap met hierdie, want ons wil nie fariseërs wees wat voel omdat ons moet goeders doen sodat Jesus van ons hou nie. OK? Gustav, doen jy net goeie goed sodat sy jou moet like? Of is dit vir jou lekker om dit te doen? Ek dink ja. Party. OK. Goed. So. Kyk gou na hierdie goed. 'n vuur sonder warmte. Gerard, hoe sou jy voel as jy nou jou kaggeltjie aansteek by die huis en hy maak nie warm? Hy brand, jy sien die vlam, maar hy maak nie warm nie. Ja, ek sal hom gaan omruil. Jy sal hom gaan omruil. OK. 'n lamp sonder elektrisiteit. Jolandi? Dis nie 'n lamp nie. Ja, lamp is net 'n ornament, né? So, kyk wat sê Jakobus. In Jakobus 2 vers 17 sê hy: Geloof dra altyd vrug. Werke is die natuurlike uitvloeisel van egte geloof. Gaan dit weer sê. Werke is die natuurlike uitvloeisel van egte geloof. So as jy op bladsy 4 kyk, jy nog met ons Chanali. Goed. So geloof kom eerste. Werke volg natuurlik. So hier het ons 'n Paulus, party mense gaan Paulus voor jou kom gooi en sê, Paulus sê dis wettisme as jy jou werke van praat, maar dis nie wat Paulus bedoel het. Paulus het gesê, werke kan jy nie red nie. Okay? Jy kan nie goed doen om gered te word. En Jakobus sê, mense wat sê hulle glo, maar hulle lewens wys dit nie, is 'n probleem. Dis wat ons net nou van gepraat het, né? So daarbo staan, geloof kom eerste. Liefde betoon aan ander. Goed, ons het nou op Gustav gepik, maar eintlik gaan dit oor die mensdom. Dit gaan eintlik nie oor 'n liefdesverhouding. Wat het God toe Jesus gekom het en hy het gesê het, wat is die volheid van die wet? Wat is die 2 goed wat die hele wet saamvat? Jy moet wat doen? God lief hê en jou naaste soos jouself. OK? Met ander woorde, as jy God lief het en jy het jou naaste nodig, dan gaan jy mos nou nie iemand doodmaak nie. Jy gaan mos nou nie steel nie. Jy gaan nie Stefanie se kerel steel nie, né? Of begeer nie. Gehoorsaamheid aan God se wil. Jy gaan graag wil doen wat God wil hê jy moet doen. Jy gaan die vrug van die Gees dra. Wie kan onthou wat is die vrug van die Gees? Kom.
nederigheid, Langmoedigheid. sê weer, Nee, langmoedigheid. lankmoedigheid, Joy. vrede, vreugde. Jy gaan al hierdie goed doen. Geduld. Geduld is. Ja, daar is 'n scary een, né? Goed. Volharding in vervolging. Julle, ons is ongelooflik geseënd om nie in 'n land te wees waar jy vervolg word as jy 'n Bybel het of sê jy is 'n gelowige, né? So ons lees hierdie een nou baie maklik, maar vir baie ander mense is dit baie moeilik. Goed. En 'n dienende lewe. So, werke wys waar jou hart is. Dis nie om God se guns te wen nie. Dis om te wys jy ken hom reeds en is aan hom getrou. Dis wat ek gesê het. As ons sê ons is Christene, maar Dinsdag by die werk is ons koeie of katte of hondbase en daai ander persoon meet Jesus en geloof aan dit wat hy by jou sien, gaan hy sê, o nee, hierdie is nie vir my. Né? Of op die rugbyveld, of by die werk, is jy oneerlik. Né? Of jy is lelik en vieslik met jou kinders. Dit kan so maklik gebeur, né? So ons werke tel. Paulus versus Jakobus. Paulus praat van teenwetisme, mense wat hulle self wil red deur werke. Kan nie gebeur nie. Jou geloof het jou gered. Maar Jakobus sê, hy praat teen 'n vals geloof en dis wat in Openbaring gebeur het. Hierdie mense het gesê hulle glo. Kyk daar wat het Jesus gesê. Wat doen hulle alles reg? Hulle is liefdevol, hulle sê hulle het geloof, hulle is diensvaardig, hulle volhard. Maar hulle het ook nog Isebel se goed gedoen. Hè? Dis hoekom geloof, religion, is 'n baie gevaarlike ding. Want die duiwels in die Bybel, die bose geeste, was ook gelowig. Maar hulle was nie noodwendig gelowiges van God. Nee? Ateëste. As hulle dit nie wat ek ken. Jy kry baie gelowe. Jy kry nou daai diewe prosperity geloof, wat glo as jy glo jy gaan ryk word, dan gaan jy ryk word. Ja, Jy het baie gelowe. So om te sê jy is 'n gelowige is nie noodwendig 'n goeie ding. Sê jy is 'n Jesus-volger beteken jy moet soos hy probeer word. Goed. So ware geloof sal altyd sigbaar wees. Nou as ons sê ons manier van optrede. Annika, ek gaan nou op jou pik want ek dink jy is die jongste. As jy nou sê jy's 'n Christen en jou vriendinne kom nou oor vir 'n sleepover. Kom ons sê 4 girls kom nou. En julle kuier en nou begin julle skinder van julle maats, okay, van die ander vriendinne. Maar jy is die enigste een wat 'n kerkmens is. En jy skinder so. Nee? Op watse gevaarlike plekkies sit jy jouself? Jy word geken aan wat die groepie doen. Al sit jy net daar en luister, né? Sê niks nie. Hoe word jy geken? Ons sien dit by die skool, as hulle hierdie vreemde WhatsApp stuur. Die kinders lief nie die groep nie, so as iemand uitgevang word, dan's almal wat op die groepie is deel. Almal word gedissiplineer, want jy het jou nie weggevat van die groepie af. Ou mense het altyd gesê, men jou met die semels en die varke vreet jou op, né? Ja. So, as ons nou sê, ons is 'n klomp Christene, dan moet ons Jesus verteenwoordig. Dis 'n tolorde, want ons is almal sondig. So wat maak Annika, as sy nou deel was van hierdie ding, en sy besef vanaand in die bed, o, frak, hierdie was verkeerd. Wat kan sy doen om dit te reverse? Sy kan jammer sê vir Jesus, né?
Nou, wat het God gesê? Ons moet God lief hê en ons naaste soos ons self. Dis baie maklik om vir iemand anders jammer te sê en vir God jammer te sê, maar dis bitter moeilik om jouself te vergewe. Nee? Want jy wil so graag goed wees. Jy wil so graag soos Jesus wees. So al wat ons kan doen, is om elke dag, onthou Jesus het gesê, hy is die môrester. Hy is elke oggend daar vir jou. Klaagliedere 3 vers 23 sê, sy genade vir jou is elke oggend nuut. So wat is die verskil tussen 'n Jesuskind en mense wat nie glo nie? Al maak jy droog, ons almal maak droog. Begin jy elke oggend net. Jy sê sorry en jy try weer. Jy try jou beste. Dis goed genoeg vir God. OK? Jy kan 20 keer op 'n dag fout maak. Sê net jammer. Maar nie net vir hom nie, vir die mense vir wie jy dit aangevang het ook. En ek pik nou op jou, want ek het ook nog kinders in die huis. En die moeilikste ding vir my is om vir my kinders jammer te sê as ek droog gemaak het as 'n ouer. Want as Annika se ma gereeld vir haar jammer sê, dan gaan dit vir Annika makliker wees as sy droog maak om vir haar ma jammer te sê, nee. So moenie as 'n groot mens dink jy hoef nie jou kinders te leer om sorry te sê as jy verkeerd opgetree. Want dit gee hulle 'n manier om te leer hoe om jammer te sê. OK. Dis 'n ding wat ons ook moet leer. Net soos wat ons vir mekaar moet leer bid, moet ons mekaar leer om jammer te sê. Want ons moet vir God jammer sê en vir ons, wie ewer ons dit aangedoen het, en jy moet jouself vergewe. OK. Goed, so daaronder staan Thyatira, Openbaring 2 vers 19. Ek ken jou werke, jou geloof, jou liefde, jou diens, jou volharding, maar ek sal elkeen volgens sy werke gee. Met ander woorde, jy kan nie net in die kerk gaan sit en in die week is jy nie 'n Jesuskind. Jesus wil dit heeltyd by jou sien. OK. Die Here is nie net besorg oor wat jy glo nie, maar ook oor hoe jy leef, want dit gaan disippels vir hom werk. OK. In Thyatira was daar mense wat vals lering geglo het. Met ander woorde, hulle was gelowiges en tog aangeneig gehou het om hulle self gelowig te noem, maar hulle werke het hulle verraai. Soos julle ooit wonder oor daai stukkie wat sê, daar's 'n stukkie in die Bybel wat sê, julle het in my naam duiwels uitgedryf, julle het mense gesond gemaak, maar ek sê vir julle, ek ken julle. Nee? Dis twee kante. Jy kan gelowig wees, maar jou lewe wys dit nie. Dis net so bad soos om nie gelowig te wees en te maak of jy gelowig is. Daai twee goed moet saamloop. As jy 'n boompie is wat moet vrugte dra en jy is geplant en jy kry water en jy kry son, jy vrugte dra. Dis jou werk. Dis harde feit, maar ons kan dit doen. Ons kan dit doen in die shoppinglyn, is daar 'n ou tannie is wat baie stadig is voor jou, of is daar iemand voor jou indruk in die pad, of as jy by die verkeersdepartement staan, of by die lisensiekantore en daar gebeur niks, of as jy nou vir jou kind die derde keer gesê het om die skroggetmasjien uit te pak en die wil nie hoor nie, jy moet steeds 'n Christen wees. As jou boetie se girlfriend jou klere leen en sy bring dit nie terug nie, of jy het nie eers geweet daarvan nie, nog steeds 'n Christen wees. Okay? En as jy dan nou droog maak, gaan sê sorry. Dis dit. Dis wat jou anders maak as ander. Goed. So daar op die laaste bladsy, dis 'n paar goedjies wat jy self kan gaan doen. Leef so dat my dade dit wys. Ek is besig met geloofsdade, nie net geloofspraatjies. OK? Daar's 'n paar goed. Bid saam met iemand in nood, vergewe iemand wat jou seer gemaak het en dien sonder om erkenning te verlang. OK. Klink maklik, maar dis nie so maklik. Goed, kom ons maak ons oogies. Dankie Here dat U vir ons in 'n 100 jaar nadat U aan die kruis gehang het, in die 1ste eeu, het U vir ons die goed gesê wat vandag nog steeds ons moeilikheid is.
Here, U wil net hê ons moet 'n pad saam met U stap. Elke oggend, elke dag. En as ons foute maak, moet ons jammer sê. Help ons asseblief, wys vir ons die foute, sodat ons die vrymoedigheid het om vir U jammer te sê, ook vir die mense wat ons te nakom, maar laat ons onsself ook sal vergewe en net weer probeer. Dis al wat U vra. Dankie vir alle liefde en seën. Amen.